Die tema vir oggend is spesifiek vir die wat swaar kry. Die Here het op my hart gelê om in hierdie week veral voor te berei uit Psalm 22 uit. Psalm 22 is bekend daarvoor dat hy begin met die woorde wat Jesus aan die kruis uitgeroep het. My God, waarom het U my verlaat? En dit was Dawid se woorde, destyds in 'n tyd waarin hy baie swaar gekry het. En daarom, om die atmosfeer vooraf te skep, het ek daardie een lied laat speel, net so met die woorde uit Psalm 46 vers 10 uit, wees stil en weet dat ek God is. So, die erediens het al begin voordat die kerkraad ingestap gekom het. Maar die Here is in ons besig wees, in ons gewone doen en werk, is hy by ons. En soms gebeur dit, dat die wêreld weghardloop met ons. Ek het op 'n stadium gesê, ek wil net 'n bietjie sit en rus, dat my siel net my liggaam kon inhaal. Want ek het nou te lank te vinnig besig gewees met 'n klomp goed. En dis asof my siel agter geraak het. Elkeen van ons gaan op 'n stadium deur 'n tyd waarin ons swaar kry. Miskien is dit nie nou die tyd in jou lewe nie, maar dalk ken jy iemand wat swaar kry. Hierdie teksgedeelte is spesifiek dan vir jou om hulle, die wat swaar kry, te bemoedig. Voordat ons lees, kom ons sluit ons oor en bid ons saam. Ons Hemelvader, ons Vader, wat in die hemel is, maar ook hier by ons is. Here, dankie dat U nie rof met ons werk nie. Dat U eerder in stilte na ons toe kom en saggies met ons praat en sag met ons werk. Dat U ons ken en dat U as ware op daardie oomblik, wanneer ons vir 'n tyd lank nie van U teenwoordigheid bewus was nie en ons raak bewus van U, dat ons besef U was nog altyd daar, altyd by ons. Dankie Here dat U getrou is. Dankie dat U ons liefhet, genadig is. Dankie dat ons vandag daarna kan uitsien, dat U uit die woord, uit hierdie Psalm, hierdie oomblik wat Dawid so uit die diepte van sy swaar kry tot U geroep het, ons ook daaruit kan leer. Kom deur die woord en deur U Gees en praat met ons. In Jesus se naam. Amen. Psalm 22, vers 1. Vir die musiekleier op die rooi takbok van die dagbreek, 'n Psalm van Dawid. My God, waarom het U my verlaat? Waarom is U ver daarvan om my te verlos, ver van die woorde wat ek uitskreeu? My God, ek roep bedags, maar U antwoord nie. Ook snags, maar daar is geen rus vir my nie. U is tog die Heilige. U heers waar die lofliedere van Israel opklink. Op U het ons voorouers vertrou, hulle het vertrou en U het hulle bevry. Tot U het hulle om hulp geroep en hulle het ontvlug. Op U het hulle vertrou en hulle het nie beskaamd gestaan nie.
maar ek is 'n wurm, nie 'n mens nie, bespot deur die mense, verag deur die volk, almal wat my sien, dryf met my die spot, hulle gryns en skud die kop. Wend jou tot die Here en laat hy hom bevry, laat hy hom red as hy hom goedgesind is. U is immers die een wat my uit die baarmoeder gehaal het, my op die borste van my moeder laat vertrou het. Op u is ek aangewese van die moederskoot af, van my geboorte af is u my God. Moenie ver van my bly nie, want die nood is naby, daar is immers niemand wat help nie. Baie bulle het my omsingel, die sterkes van Basan het my vasgekeer. Hulle het hulle monde teen my oopgesper, soos 'n leeu wat verskeur en brul. Soos water is ek uitgestort, my hele gebeente val uitmekaar, my hart het geword soos was. Dit het in my liggaam gesmelt. My krag het uitgedroog soos 'n potskerf. My tong kleef aan my verhemelte in die stof van die dood, laat u my lê. Inderdaad, honde het my omsingel, 'n bende kwaaddoeners het my omring. Hulle het my hande en voete deurboor. Ek kan al my bene tel. Hulle staar my aan met leedvermaak. Hulle verdeel my klere onder mekaar en hulle loot oor my boklere. Here, moet tog nie ver van my bly nie, my bron van krag, kom my gou te hulp. Red tog my lewe van die swaard, my enigste lewe uit die mag van die honde. Red my uit die bek van die leeu en van die horings van buffels. En dan kom die wending. U het my geantwoord. Ek wil u naam verkondig aan my broers, in die byeenkoms wil ek u loof. Julle wat vir die Here ontzag het, loof hom. Julle, die ganse nageslag van Jakob, vereer hom. Vrees hom, ganse nageslag van Israel. Want hy het die lyding van die magtelose nie geminag of misken nie. Hy het sy gesig nie vir hom verberg nie. Maar toe hy hom om hulp gesmeek het, het hy gehoor. U is die rede vir my lofprysing in 'n groot byeenkoms. My gelofte sal ek nakom in die teenwoordigheid van die wat vir hom ontzag het. Die verdruktes kan dan eet en versadig word. Wie hom raadpleeg, kan die Here loof. Mag julle harte vir altyd leef. Almal tot aan die uithoeke van die aarde moet daaraan dink en hulle tot die Here bekeer. Al die familiegroepe van die nasies moet voor u in aanbidding buig. Want aan die Here behoort die koningskap en hy heers oor die nasies. Ja, vir hom sal almal wat oordadig leef in aanbidding neerbuig. Vir hom sal alle sterflinge kniel, elkeen wat nie die lewe kan behou nie. 'n nageslag sal hom dien. Hulle sal van my Heer vertel aan die volgende geslag. Hulle sal kom en sy geregtigheid bekend maak aan mense wat nog gebore moet word. En dan daai laaste woorde, hy het dit gedoen. Tot daar ons skriflesing. Daar was een keer 'n man wat deur een van die donkerste seisoene van sy lewe gegaan het. Binne net 'n paar maande het sy hele lewe verbrokkel. Hy verloor sy werk, sy vrou word ernstig siek, mediese rekeninge hoop op. Sy huis voel nie meer soos 'n tuiste nie, dis net 'n plek van bekommernis en trane. Snags lê hy wakker, staar in die donker, bid dieselfde gebed oor en oor. Here, help asseblief, gee uitkoms. Maar dit voel vir hom asof die hemel stil bly.
Een aand na nog 'n moeilike dag by die hospitaal, ry hy alleen huis toe. Nie met hoop nie, maar 'n leegheid wat hier in hom groei. Hy stop langs die pad en hy gaan sit op 'n groot klip. Die son het reeds gesak, om hom is daar net stilte. En toe breek iets in hom. Vir die eerste keer slaag hy daarin om te huil. Maar dit is soos 'n golf wat oor hom spoel. Hy huil hardop. Nie net 'n traan nie, maar 'n rou, gebroke snik volg op die volgende. Tussen die trane sê hy, Here, ek het niks meer nie. Ek het nie meer antwoorde nie, nie meer moed nie, nie meer krag nie. As U my nie dra nie, gaan ek dit nie maak nie. En dan sit hy vir 'n lang tyd daar. Niks dramaties gebeur nie. Geen stem uit die hemel nie, geen wonderwerk nie, geen onmiddellike kitsantwoord op al sy probleme nie. Maar toe hy daardie stil wees, daardie oomblikke voor die Here later weer beskryf, toe sê hy, my omstandighede het nie verander nie, maar iets in my het verander. Dit is asof iemand daar in die donkerte by my kom sit het, nie met baie woorde nie, nie met kitsoplossings nie, net met teenwoordigheid. Skielik het ek geweet, ek het besef, ek het geweet, ek is nie alleen nie. Jare later, toe iemand vir hom vra, hoe het jy daardie tyd oorleef? Hoe het jy ander kant uitgekom? Toe sê hy, ek het ontdek dat wanneer my eie krag opdroog, daar 'n bron is wat nooit opdroog nie. Toe ek leeg was, was God daar, vol liefde en genade met my. Toe ek swak was, was hy sterk. Toe ek wou opgee, het hy my vasgehou. God was my bron van krag. Dit is wat hier in Psalm 22 gebeur. Dawid is aan die einde van homself. Hy's leeg, hy's gebreek, hy roep in die donker. Here, moet tog nie ver van my bly nie. My bron van krag, kom my gou te hulp. Geliefdes in die Here, daar's psalms wat sing, daar's psalms wat jubel, daar's psalms wat troos. Dan is daar 'n psalm soos Psalm 22 wat uit die diepte roep na die Here. Ons hoor nie vir Dawid as koning nie as oorwinnaar nie as 'n digter wat rustig op sy harp speel nie. Ons hoor 'n gebroke mens. Iemand wat bid, maar dit voel asof die hemel toe is. Iemand wat roep, maar dit voel asof God stil bly. Iemand wat glo, maar wat in hierdie oomblik van pyn wonder. Here, waar is U? Dalk ken U daardie plek. Dalk weet U van nagte wanneer U bid, maar geen antwoord hoor nie. Daar waarin jy God se teenwoordigheid soek, maar net stilte ervaar. Daardie tye waar jou hart fluister. Here, het U my vergeet? Psalm 22 neem ons op 'n reis van hierdie gat, hierdie donkerte na God se lig, van verlatenheid na aanbidding, getuienis van sy liefde, sy genade, sy trou. My God, waarom het U my verlaat?
Dit tref 'n mens teen die bors. Ons is nie gewoond om Dawid so te hoor nie. Hy's nie oorwinnend nie, hy's nie in triomf nie, net rou pyn. As ek vra, dink aan Dawid, wat is die eerste gedagte wat in jou kop inkom? Miskien is dit Dawid en Goliat. Ons ken hom so, waar hy die inisiatief neem, terwyl die hele weermag van Israel staan. En hulle is versla, hulle is verlore. En hy neem leiding, hy gee uitkoms. Maar hier is dit die teenoorgestelde. Ek roep bedags, ek roep snags, daar's geen rus vir my nie. Wat so treffend is in hierdie woorde, is dat Dawid sê, my God. Selfs hier in sy diepste worsteling, hou hy aan God vas. Here, U is tog my God. Selfs met trane in sy oë, selfs met vrae in sy hart. U is tog die Heilige, op U het ons voorouers vertrou, U het hulle bevry. Met ander woorde, wat Dawid hier doen, is hy kyk weg van sy emosies, van sy gevoel, en hy kyk na God se karakter, en hy besef net opnuut, maar die Here het deur die eeue bewys dat hy getrou is, en dat hy nooit een van sy kinders in die steek gelaat het nie, dat hy altyd daar is. Dit is asof Dawid sê, Here, ek verstaan nie nou nie, ek voel nie U teenwoordigheid nou nie, maar ek weet wie U is. Ons emosies verander soos die weer. Een dag is dit so, ander dag is dit anders. Ons ervarings wissel. Maar God staan vas. Wanneer ek voel God is ver, dan moet my verstand my emosies oorheers en sê, hy was nog altyd naby sy kinders. Wanneer jou pyn sê, ek is alleen, moet jou geloof sê, die Here het nog nooit een van sy kinders in die steek gelaat nie. Hy is dieselfde God, die God van Abraham, Isak, Jakob, Dawid, ons. Dawid kom en hy sê, ek is 'n wurm, nie 'n mens nie. Ons kan amper nie glo dat die Dawid wat ons ken, dit sou sê nie. Ek voel waardeloos, ek voel vertrap, ek voel verneder. Mense spot, hulle verag my, ek is eensaam, ek is alleen. Hy het fisieke pyn, innerlike uitputting. Hy sê, soos water is ek uitgestort, my gebeente val uitmekaar, my hart het soos was geword, my tong kleef aan my verhemelte. En dan kyk hy weg van hom af, en hy sien sy vyand rondom hom, bulle, leeu's, honde, wilde beeste. Alles rondom hom is bedreigend. Maar dan sy diepste nood. God voel ver. En daarom bid hy, Here moet tog nie ver van my bly nie. My bron van krag, kom my gou te hulp. My bron van krag, kom my gou te hulp. God bly die bron. Wanneer jou eie krag opdroog, wanneer jou moed min raak, wanneer jou liggaam swak raak, wanneer jou hart breek, bly hy die bron.
Hier aan die einde van vers 22 kom hierdie wending. Ons weet nie presies hoe en waar dit gebeur het nie. Maar Dawid sê hierdie 4 woorde: U het my geantwoord. En dit, net hierdie 4 woorde, verander alles. Die hemel en die aarde verander daarin. God wat geblyk het stil te wees, het gehoor, het gedoen. God wat ver gevoel het, was naby. Hy was teenwoordig. Hy was by hom. Ons moet onthou dat wanneer ek God as stil, afwesig ervaar, is hy nie aanwesig nie. Hy is met ons. Hy het gekies om Immanuel te wees, met ons. Wanneer ek hom nie sien werk nie, is hy besig om te werk. Wanneer ek hom nie hoor nie, hoor hy my. Wanneer ek dink hy's ver, is hy nader aan my as my asem. In my, by my. Wanneer Dawid dit besef, dan bars lof los. Hy kan nie stil bly nie. Ek wil die naam verkondig. In die byeenkoms wil ek U loof. En hy wil getuig. Maar hy wil ook doen. My gelofte sal ek nakom. En hy wil die lewe gebruik as 'n getuienis. Sy lewe, sy menswees gebruik as 'n getuienis teenoor God. Almal tot aan die uithoeke van die aarde moet dit hoor, moet dit weet. Nie net hierdie geslag nie, van geslag tot geslag, totdat almal sal weet wat. Hy het dit gedoen. God het dit gedoen. Dit is die laaste triomfkreet. Nie ek nie, nie ons nie. Hy hoor, hy red, hy voorsien. So kom ons vanoggend hier by die nagmaalstafel en kom hierdie psalm na ons toe en sê, ek is met julle, ek het voorsien, onthou my, onthou wat ek gedoen het vir jou. Miskien voel jy verlate, miskien bid jy al lank oor iets waar jy voel jy kry nie antwoord nie. Miskien voel jy omring deur leeu's en honde, probleme, siekte, spanning, vrees. Hoor dan God se woord vanoggend. Hy verberg nie sy gesig vir die hulpelose nie. Hy hoor wanneer sy kinders roep. Weet dan vanoggend tydens hierdie nagmaal, hierdie brood en wyn kom bevestig dit aan jou. Neem dit in jou hand. Neem dit oor jou lippe, proe dit en weet. God sê vanmôre vir jou, ek voorsien. Ek is naby. Ek het jou nie vergeet nie. Ek is die bron van jou krag. Amen. Kom ons sluit ons oë. Here, voordat ons die nagmaalsformulier gaan lees, voordat ons gaan afstap van hierdie boodskap af, wil ons net 'n oomblik voor U stil word. Dankie dat U dit doen. Ons besef, Here, uit onsself sou ons dit nooit daarin kon slaag om nader aan U te kom nie. Ons sou net verder weggedryf het. Maar U het ons kom nader trek, U het ons kom red. U het ons geantwoord
Dankie Here dat al wat ons hoef te doen is om net na U te draai, na U te roep en te besef, U is nog altyd daar. Dankie daarvoor. Wanneer ons nou oorgaan om die nagmaal te gebruik, wil ons bid dat U ook hierdie tekens, hierdie sakrament sal gebruik om ons sterk te maak. Here, ons wil bid dat U goddelike doel met hierdie nagmaal in elkeen van ons sal bereik. In Jesus se naam. Amen.